Maak julle Bybels oop by Romeine hoofstuk 12. Ons kyk vanoggend net na die eerste 2 verse. Romeine hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Net sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons ook sal help, dat ons ook daarvan 'n begrip sal hê. Here, U het aan ons hierdie woord gegee, en die rede hoekom U dit vir ons gegee het, is dat ons hierdie woord moet gaan toepas, dat ons dit moet gaan uitleef. Ons weet dat U woord leer ons, dat hulle is geseënd wat U woord gehoorsaam. En ons weet, Here, dat U kinders is hulle wat U woord liefhet. Ons vra, Here, dat U vir ons sal help, dat ons dan ook vanoggend hierdie vermaning uit die skrif ter harte sal neem, en dat ons sal gaan strewe om te lewe in elke opsig tot verheerliking van U naam. Bid dit in Jesus naam. Help ons dan nou in ons studie. Amen. Nou, so belangrik soos wat dit is dat jou kop reg dink oor God, is dit net so belangrik dat jou voet sal reg loop vir God. Romeine 1 tot Romeine 11 het gegaan oor die waarhede van die evangelie, en dit was van die diepste en kan ons bysê sommige van die gevalle van die moeilikste waarhede van die Christelike geloof wat ons gesien het in hierdie eerste 11 hoofstukke. Maar so belangrik soos wat daardie waarhede is, so belangrik soos die waarhede van die Christelike geloof is, help dit niks as dit nie jou lewe verander nie. Jou teologie moet voete vind. En dis waaroor Romeine 12 tot 16 gaan. Hierdie volgende paar hoofstukke tot die einde van Romeine is die praktiese toepassing van die waarhede wat ons in die eerste 11 hoofstukke geleer het. Maar daardie moeilike waarhede, daardie diep waarhede van Romeine 1 tot 11, beteken nie dat ons is nou klaar met die moeilike deel van Romeine nie. Ek wil in 'n sekere mate sê, ons kom nou eers by die moeilike deel. Want as ons in 'n wêreld geleef het wat Christelike beginsels toegepas het, dan was hierdie gedeelte waarskynlik makliker. Maar ons leef in 'n wêreld waarin hierdie dinge waarvoor ons staan op neergesien word en vraag word. En as ons dink ons het dit swaar, dink aan die apostel Paulus en die mense van die eerste eeu wat vermoor is vir hulle geloof. Dit is nie maklik om jou Christendom uit te leef nie, maar die vraag is, as ons dit wat ons nou sopas geleer het in die eerste 11 hoofstukke geleer het, as dit waar is van God, as dit is wie God is en wat God vir ons gedoen het, hoe kan ons anders? Hoe kan ons anders as om voluit vir die Here te leef? Nou, ek wil dit sê, dat terwyl ek dit sê, terwyl daar by ons hierdie diepe begeerte moet wees, dat ons ten volle en alles vir die Here moet leef, moet ons nooit by die punt kom, en dis die gevaar, nooit by daai punt kom waar ons dink ons gaan gered word op grond van ons goeie werke. Maar die waarheid van Romeine 1 tot 11 moet Romeine 12 tot 16 gedrag by jou opwek. Dit kan nie anders nie.
Dit kan nie anders. En dit begin, hierdie gedrag wat ons moet toon as Christene, begin by totale oorgawe vir God, wat ons teks vanoggend se tema is. Christendom vereis 'n lewe wat volkome aan God toegewy is. En ons sien dan twee vermaninge hier in die teks. Die eerste vermaning sien ons is heilig jou liggaam. Daar in vers 1, heilig jou liggaam. Nou let op hoe Paulus hierdie teks begin. Hy begin deur te sê, ek vermaan julle dan. So, hierdie is nie net 'n voorstel wat Paulus maak nie. Dis nie dat ons dit kan toepas as ons so voel nie. Nee, Paulus, die apostel van die Here sê, as jy 'n Christen is, dan is hierdie die vereiste. Jy moet hier volgens leef. Dit geld ook nie net vir sommige Christene nie. Dit geld vir alle Christene. Almal moet gehoorsaam wees, selfs die apostel Paulus. Dis hoekom Paulus homself die broeder noem. Hy noem hulle broeders, nê? In die werksplek is dit baie keer, nê, van julle wat nou nog wat in die werksplek is, julle sal weet, partymal is dit reëls vir sommige en uitsonderings vir ander, nê. Dis nie so by Christendom nie. Die verwagting van God is dieselfde vir alle gelowiges deur die bank, of jy nie die apostel Paulus is, of jy die dominee Leon Harmse is, en of jy die banksitter Pieter Pinaar is. Pieter Pinaar was die vorige predikant hier, so by the way, maar dit net daar gelaat. En so Paulus sê, broeders, ek sluit myself by julle in. Dit geld net soveel vir my as wat dit vir julle geld. En verder noem hy hulle broeders, hoekom? Want ek dink dit wys daarop dat hierdie is 'n belangrike saak. Hy vermaan hulle in 'n saak wat nie onderhandelbaar is nie. Dis 'n ernstige ding en so hy wil met hulle praat uit sy hart uit. Hy wil hulle in liefde oortuig, hierdie is die regte ding om te doen. Dit is wat God van ons vra. Wat is die basis dan nou van sy vermaning? Die basis van sy vermaning, sê Paulus, is die ontferminge van God. Dis wat die basis is op grond van waarvan ek hierdie dinge van julle vra. Ek vermaan julle op grond van die ontferminge van God. Omdat God is wie hy is, omdat God gedoen het wat hy gedoen het, daarom moet ons nou lewe soos wat ons moet lewe. Daarom hierdie vermaning. So, wat is dit wat God is? Wat is dit wat God vir ons gedoen het? Dis wat Romeine 1 tot 11 vir ons vertel het. Romeine 1 tot 11 vertel ons van die onbeskryflike liefde en genade van God aan onverdiende sondaars soos ek en jy. Hoe God sy eie geliefde seun gegee het. Vir ons wat dood is in ons misdade en sonde. Sodat ons geregverdig kan word, nie op grond van ons eie werke nie. Dank die Here, ons word nie geregverdig op ons eie werke nie. Maar alleen geregverdig word op grond van die werke van 'n ander, deur God se genade. En in Romeine 1 tot 11 het Paulus vir ons vertel van die guns van God, wat sy eie gees gegee het om in ons te kom woon. Sy gees wat ons lewend gemaak het, sodat ons eerstens tot geloof kon kom, maar meer belangrik, nie net dat ons tot geloof kan kom nie, maar sodat ons in die geloof kan bly. Sodat ons kan volhou om te leef vir die eer van die Here. Sodat ons getransformeer kan word om meer Christus gelykvormig te word. Is dit nog 'n begeerte by jou? Is dit nog 'n ywer? Is dit nog waarvoor jy jou beywer? Is om 'n Christus gelyk te word? Of het jy gestagneer of agteruit gegaan in jou Christelike lewe? Die Heilige Gees is deur God aan jou gegee sodat jy kan groei om meer soos Christus te word. En ook het dit ons vertel die ontferminge van God, die ander ontferminge van God wat in Romeine 1 tot 11 vir ons uitgelig is die feit dat God nie onderskeid tref op grond van wie jy is of wat jy vir hom gedoen het. Of
Of jy nou 'n Jood is en of jy 'n Griek is. Ons enigste hoop is Jesus Christus. En so hierdie is die ontferminge van God van Romeine 1 tot 11 en dit is die gronde dan van hierdie vermaning hier in Romeine 12 vers 1. Wat Paulus nou van ons vereis is as gevolg van dit wie God is en wat hy vir ons gedoen het. En God vereis dit van ons, want niks minder as dit is ons redelike godsdienst nie, sê Paulus. Niks anders as dit is reg as God gedoen het en is wie hy is en gedoen het wat hy gedoen het. En so dit bring ons dan by wat is Paulus se vermaning? Wat is hierdie redelike godsdienst? Wat is dit wat Paulus ons vermaan om te gee? Wat moet ons doen? Hy sê dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis ons redelike godsdienst. Dis ons vereiste as Christene. Dis die vermaning van Paulus, dat ons liggame sal stel as 'n lewende, heilige God welgevallige offer. As God is wat Romeine 1 tot 11 sê hy is, en gedoen het wat Romeine 1 tot 11 vir ons sê hy gedoen het, is ons liggame as 'n lewende, heilige, welgevallige offer, ons redelike godsdienst. As ek sê redelike godsdienst, eintlik die woord wat in die Grieks gebruik word vir daai woord redelik, is eintlik die woord geestelike godsdienst. Maar die bedoeling agter die woord is presies dit wat die Afrikaanse ou vertaling vertaal het. So ek dink hier is 'n area waar die vertaling goed is. Die gedagte is, dis die minste wat van jou verwag kan word. Die minste wat van jou verwag word, is dat jy jou lewe sal gee, dat jy jou liggaam sal gee as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Nou dis 'n offer, let op, né? Gee jou liggaam as 'n offer. En die oomblik wat ons dink aan 'n offer, waartoe moet ons gedagtes gaan? Na die Ou Testamentiese offers, nee. En wat moes daai dier gedoen het, die dier wat geoffer is? Hy moes sy lewe gee. Is ek reg? Hy moes sterf. Maar meer as dit, Levitikus 1 vers 3 vertel vir ons dat daardie dier wat moes gesterf het, vir dit om 'n offer gereken te word, moes daardie dier sonder gebrek wees. En sodoende Levitikus 1 vers 9 sou dit wees as 'n lieflike geur tot God. Gee sy lewe, 'n dier sonder gebrek, 'n dier wat gegee is as 'n lieflike geur aan God. Dis wat ons met ons liggame moet doen. 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Nou sommige mense, as hulle hier lees jou liggaam gee, dan dink hulle dit bedoel die hele mens wees. Ek dink nie dit verwys na jou hele mens wees nie. Hoekom sê ek dit? Want ek dink Paulus het reeds nou al in Romeine vir ons en in ander gedeeltes ook, maar in Romeine al reeds vir ons gewys dat hy die konneksie trek tussen ons sondigheid en ons liggaam. Nee, Romeine 6 vers 12 praat hy van ons sterflike liggame, en dan kom hy in Romeine 8 vers 10 tot 11 en hy sê vir ons dat hierdie sterflike liggame was dood vanweë die sonde en moet nou lewend gemaak word deur die Gees wat in julle woon. So duidelik is daar 'n konneksie by Paulus tussen ons liggame en ons sondigheid. En ons liggame wat nou deur die Gees wat in ons woon nuut gemaak word, lewend gemaak word tot eer van God. En so byvoorbeeld dieselfde in 1 Korintiërs 6 vers 13 waar Paulus sê die liggaam is nie vir hoerery nie, maar is vir die Here. In 2 Korintiërs 5 vers 10 waar Paulus praat en sê dat ons sal geoordeel word vir dit wat ons in die liggaam gedoen het.
En so hierdie liggaam was eens aan die sonde gewy, en dis hierdie liggaam dan nou wat Paulus sê, nie meer aan die sonde gewy kan word nie, maar wat gewy moet word as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Dit moet 'n lewende offer wees. Anders as die dier, die dier moes sterf. Die dier moes sterf vir iemand anders se sonde. Maar ons word nou geroep om te leef as offers. Om te leef tot eer van God. Maar soos die dier wat sonder gebrek moet wees, moet ons nou heilig wees. Wat beteken, broer en suster, vriend, ons het nodig om daagliks ons sondes te bely. Daagliks te veg teen ons sondigheid. Maar nie net met ons veg teen die sondig nie, ons moet ook God welgevallig wees. Wat beteken dat ons moet onsself opsetlik daartoe uitsit om alles te doen wat God eer. Om te veg vir dit wat God verheerlik. Binne in onsself, in ons elke dag lewe. Broer en suster, dis nie goed genoeg dat jy net nou en dan vir die Here leef nie. Christendom is nie net vir Sondag nie. Christendom is nie net wanneer jy tussen ander Christene is nie. Nee, dit vereis van jou om elke dag jou hele lewe vir Christus te gee, om voluit vir die Here te leef, om elke dag, elke oomblik te veg teen die sonde, elke oomblik te leef en te soek, wat kan ek doen wat God sal verheerlik? Dit is julle redelike godsdiens, sê Paulus. Ek vermaan julle, dis wat redelik is van julle, is dat julle elke oomblik van elke dag sal veg teen die sonde. Elke oomblik van elke dag sal streef om God te verheerlik in alles wat julle doen. Dat julle sal lewe as hulle vir wie Christus gesterf het. Dis julle redelike godsdiens. 'n eerste eeuse filosoof, ek gaan nie sy naam noem nie, want ek kry dit nie uitgespel in Afrikaans, nie uitgespreek nie. Maar eerste eeuse filosoof het gesê, as ek 'n nagtegaal was, dan sou ek doen wat 'n nagtegaal betaam. En as ek 'n swaan was, sou ek doen wat 'n swaan betaam. En sy punt is, as ek 'n Christen is, dan moet ek doen wat 'n Christen betaam. Waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen. Of jy alleen is, of jy tussen wêreldse mense is, of jy tussen kerkmense is, jou gedrag behoort nie te verander. Wie jy is, behoort nie te verander nie, want jy moet 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer wees. En wat dit probeer sê is, Paulus sê, Christendom kan nie 'n deeltydse onderneming wees nie. Maar tweedens sê Paulus, vernuwe jou gemoed. So nie net moet jou lewe, jou liggaam offer nie, jy moet ook jou gemoed vernuwe, vers 2, vernuwe jou gemoed. Wat moet ek doen met my gemoed? Wat moet ek doen met my wil? Wat moet ek doen met die begeertes in my hart? Wel, aan die een kant sê Paulus, word nie aan die wêreld gelykvormig nie. En aan die ander kant sê Paulus, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So kom ons kyk eerstens en sê, die verantwoordelikheid wat Paulus vir ons gee met ons gemoed is, dat ons moenie lyk soos die wêreld lyk nie. Moenie soos die wêreld wees nie. Toe die volk Israel uit Egipte na Kanaan toe gekom het Moses 'n baie sterk vermaning aan die volk gerig.
Ons vind dit in Levitikus 18 vers 3, nee, waar Moses vir die volk sê, volgens die werke van die land van Egipte waar julle gewoon het, mag julle nie doen nie. En volgens die werke van die land van Kanaan waarin ek julle bring, mag julle nie doen nie. Julle mag nie in hulle insettinge wandel nie. Jesus sê presies dieselfde ding in baie eenvoudige terme in die bergpredikasie. Matteus 6 vers 8 sê hy bloot net hierdie woord, hy sê, moet dan nie soos hulle word nie. Moet dan nie soos hulle word nie. So wat is die vraag? Wel, William Barclay, kommentator, ek hou van wat hy gesê het, William Barclay sê, ons is nie vir kleermannetjies. Ons is nie vir kleermannetjies wat die klere van ons omgewing aanneem. Ons is nie vir kleermannetjies wat die klere van ons omgewing aanneem. Jou Christendom bly, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Moenie dat die wêreld jou leer hoe jy moet lyk of hoe jy moet dink of hoe jy moet optree in jou situasie. En hier is die rede. Want die wêreld om ons is boos. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 6, hy sê dat hierdie wêreldse wysheid gaan vergaan. En in Galasiërs hoofstuk 1 vers 4 sê hy dat die teenwoordige praat hy van die teenwoordige bose wêreld. 'n teenwoordige bose waaruit God ons gered het, sê Paulus. So ons moet klaarmaak met die dinge van hierdie wêreld. Ons moenie aan hulle gelykvormig word nie. Ons is nie vir kleermannetjies wat eendag lyk soos die wêreld en die volgende dag lyk soos Christus op grond van die gehoor by wie ons is nie. In Johannes 2 vers 17, die wêreld het verbygegaan en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Vergeet die oomblik van gemak, vergeet die oomblik van plesier deur om jouself aan te trek soos die wêreld lyk. En onthou dat daar wag 'n ewigheid wat veel beter is as hierdie oomblik van plesier wat jy nou, of hierdie oomblik van gemak wat jy nou beleef. Leef tot verheerliking van God. Moenie soos die wêreld lyk nie. Maar dan tweedens sê Paulus, so moenie na die wêreld soos die wêreld lyk nie, maar tweedens word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou hierdie is 'n belangrike ding. Luister wat sê Paulus, word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Dit bring my by 'n baie belangrike ding. Charles Finney het 'n groot skade aan die kerk gedoen. So by the way, nie net hy nie, maar baie ander. En dit is hierdie gedagte dat ons Christendom kan terugvat na 'n dag en datum. Christendom is nie 'n dag en datum nie. Christendom is 'n lewe tot verheerliking van God. Daar was 'n dag waarop God sy genade aan my begin toon het, maar dit was nog net die begin. Daar was 'n hele lewe wat daarop moet volg. Christendom is nie 'n dag en datum nie, dit is 'n lewe wat konstant vir God geleef word. En so dis wat Paulus hier sê, hy sê nie, let op wat Paulus daar in vers 2 hy sê nie, julle is reeds verander nie. Hy verwys nie terug na 'n dag en datum nie. Wat sê Paulus? Hy sê, word verander. Met ander woorde, hierdie is iets wat progressief en aanhoudend moet aanhou en aanhou en aanhou gebeur. Elke dag moet ek opstaan en veg teen my sonde. Elke dag moet ek opstaan en sê ek wil God verheerlik. Progressief en aanhoudend deur die vernuwing van jou gemoed.
Hoe moet my gemoed vernuwe word? Wel jaarliks, maandeliks, daagliks, uurliks, minuutliks. Het ek nodig om myself te herinner, ek is 'n Christen. En ek moet soos 'n Christen optree. Elke jaar, elke maand, elke week, elke dag, elke minuut, elke sekonde. Ek is 'n Christen. En ek moet nou soos 'n Christen optree. 1 Korintiërs 3 vers 18 sê dat 'n Christen is iemand wat van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So elke dag, dag vir dag, meer en meer word ek van gedaante verander om meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van Christus. So elke situasie waarin ek myself bevind, elke ding wat in my lewe gebeur, moet my daartoe lei om te vra, hoe moet ek as 'n Christen hier optree? Wat is dit wat ek hier kan doen sodat God geëer sal word? Maar dan kom Paulus hier aan die einde van die vers, en hy sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nee, dis wat hy aan die einde van vers 2 van Romeine 12 sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. So dit begin deur om te sê, sodat julle kan beproef. Nou ek weet wat baie mense dink as hulle dit hoor. Dit bedoel nie, kom ons doen alles wat sleg is en kyk of dit regtig sleg is nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê, by elke situasie, by elke omstandighede waar ek myself vind, stop en vra vir jouself, wat wil die Here hê moet ek nou doen? Wat wil die Here hê moet ek nou doen? Wat is sy wil? Wat is dit wat hom sal eer? Wat is dit wat die wille van die Here is? Wat is dit wat hom sal eer? Nou Filippense 1 vers 10 sê vir ons, jy moet die dinge waarop dit aankom onderskei, sodat jy rein mag wees, tot op die dag van Jesus Christus. So onderskei, wat is dit wat rein is? Wat is dit wat rein is? En doen dit. Wat ook al jou omstandighede is waarin jy jouself bevind, kyk wat is voor God goed in hierdie situasie. Kyk wat is dit wat God welgevallig is. Kyk wat is dit wat God se volmaakte wil is in hierdie situasie. En doen dit. Nou om ons gemoed te vernuwe, is dit belangrik dat ons iets sal onthou. Om ons gemoed te vernuwe beteken ek moet myself elke dag in elke situasie vra, wie was ek eens? En wie het ek nou in Christus geword? Hoekom wat ons moet sê, Efesiërs 4 vers 21 tot 22 sê, het jy al van Christus gehoor? Vra Paulus in Efesiërs 4, het jy al van Christus gehoor? Is jy al in Christus geonderrig? Want as jy is, dan moet jy daai ou lewenswyse aflê. Moet jy daai ou lewenswyse aflê. En jy moet vernuwe word in jou gemoed. Met ander woorde, broer en suster, vriende, om te sondig is nie aanvaarbaar nie. Om te sondig is nie aanvaarbaar. Jy weet wie Christus is. Jy weet wat Christus gedoen het. Jy weet wat hy van jou vereis. Ek is nie besig om enigiets niets vir jou te vertel nie. Jy weet wat jy moet doen. Jy weet wat jy moet doen.
En so wat ook al die omstandighede is, waar ook al jy jouself bevind, hier is wat jy moet doen. Filippense 4 vers 8. Hier is wat jy moet doen in elke situasie. Wat ook al die omstandighede is waarin jy jouself bevind, hier is wat jy moet doen. Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook mag wees, let op wat sê Paulus, bedink dit, dink aan daardie dinge. Wat is dit wat lofwaardig is? Wat is dit wat God eer? En dan vers 9, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, sê Paulus, doen dit. Doen dit, wat jy geleer het, die regte gedrag is, wat by Christendom was. Kolossense, hoofstuk 3, vers 2, wat sê dit? Bedink die dinge wat daarbo is. So waar moet jou gesindheid, waar moet jou gedagtes wees, waar moet jou gemoed wees? Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is. Bedink nie die dinge wat hier op die aarde is nie. Want vers 4 van Kolossense 3, wanneer Christus wat die lewe is geopenbaar word, daardie laaste dag, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So broer en suster, hier is die ding. Romeine 12 vers 1 tot 2 vra van jou en van my om meer tyd in God se woord te spandeer. Romeine 12 vers 1 en 2 vra van my dat ons meer tyd tussen die gelowiges sal spandeer. Romeine 12 vers 1 en 2 vra van my en jou om nie deeltyds Christene te probeer wees nie. Maar voltyds in elke situasie, in elke omstandigheid. Dat elke situasie, elke omstandigheid jou tot aandag sal roep om te sê, wat kan ek doen om God te eer? Wat is die wil van God hier waar ek myself nou bevind? Die vraag van Romeine 12 vers 1 tot 2 is niks anders as dat jy jou liggaam sal gee as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Die vraag is van Romeine 12 vers 1 en 2 is niks minder dat jy jou gemoed, jou wil daagliks sal vernuwe sodat jy meer en meer sal groei tot Christus gelykvormig. Christendom vereis van jou en my. Dit vereis van my en jou dat ons sal konstant lewe om God te eer. Dit vereis van my en jou om anders te lyk as hierdie wêreld. En die feit is dat ons moet almal vanoggend hier staan, en hier sit, en ons moet sê ons skiet tekort aan dit wat dit van ons vereis, nie waar? Daar is nie een van ons wat is waar ons moet wees nie. En daarom hou aan om jou liggaam te stel as 'n lewende, heilige, God geweldsvaardige offer. Hou aan om verander te word tot Christus gelykvormigheid. Dis 'n konstante geveg. En dis nie net 'n geveg teen die sondes van ons eie sondige natuur en die sonde wat so maklik en so volop in die wêreld om ons geplaas word nie. Dis nie net die geveg teen die sondes en sondige gedagtes in hierdie wêreld se aanvalle nie. Dis aan die een kant 'n geveg teen die sondigheid. Dis aan die ander kant 'n geveg vir Christus gelykvormigheid. Dis om in die teenoorgestelde rigting in te beweeg en te veg om meer soos Christus te lyk. Dit sê Paulus is ons redelike godsdienst. Dit sê Paulus is die goeie
en welgevallige en volmaakte wil van God vir elkeen van ons. Amen. Kom ons bid. Here, wat 'n geweldige verwagting is hierdie. En ek is seker Here, elkeen van ons kan vanoggend hier staan en sê, ons skiet ver te kort. Ons kan hierdie dinge nie bereik sonder U hulp nie. Maar mag dit wees, Here, dat dit nie net leefwoorde sal wees nie, maar dit werklik 'n begeerte in ons hart sal wees, dat ons hierdie vermaning ter harte sal neem. Dat ons hierdie liggame van ons sal stel as 'n lewende heilige en God gewelvallige offer. Dat ons gemoed en gesindheid sal inrig om te wees dit wat God verheerlik. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help. Dat U ons swakheid tot hulp sal kom. Dat U by ons hierdie ywer sal wakker maak en sal aanhou lewend hou. Dat ons sal klaarmaak met die dinge van hierdie wêreld. En dat ons sal uitstrek met uitgestrekte arms voluit en 'n begeerte om U te verheerlik in Christus gelykvormigheid. Bid dat U vir ons hierin sal help. In Jesus naam bid ek dit. Amen.